Ons is hier omdat God 'n werklikheid is. So 'n paar jaar terug word ek genooi saam met, ek is een enkele weergawe van 'n predikant wat nie in die gereformeerde stal is nie. So ek is daar by die universiteit, by die teologiefakulteit, en Prof Rian Venter, die prof van dogmatiek, hy het so 'n gesprek oor die nagmaal. En ek was bevoorreg, hulle het my genooi, so ek is daar, en my posisie is nou so dat ek op die punt sit. Ek sit altyd of verste van die deur af, dat die ander ouens eerste moet veg, of ek sit naast aan die deur, dat ek moet hardloop. Ek weet nie hoe werk julle goed uit nie. Maar ek sit toe op die punt, soos gewoonlik, en altyd as ek daar by die universiteit is, want dis nou van die dominees uit die Vrystaat uit, so dis nou nie net Bloemfontein se predikante nie, en so ons moet onsself voorstel, en toe hulle by my kom, toe sê ek, jong, ek is 'n sekte predikant daar uit Figart Park uit. Maar ek is baie lief vir die Here, ongeag. En hulle lag, en is altyd 'n geskerts en 'n geskater. Maar toe begin ons praat oor die nagmaal, en as ek vanoggend dink aan die voorreg wat ons het om te kan aansit aan hierdie tafel, en ek dink ons vat dit as vanselfsprekend, maar daar's 2 vrouens in hierdie gemeente, wat elke nagmaaldiens, geen koste, geen moeite ontsien nie. En ek weet hulle doen dit nie om gesien te word deur ons nie. Hulle doen dit soos daardie vrou wat haar kosbare narde salf oor Jesus se voete uitgegiet het. En ek wil vir julle 2 sê, julle is kosbaar, en ons waardeer dit, en ons weet die Here sien raak wat julle doen. Maar nou die nagmaal op sigself is 'n gebruik wat in die kerk sy ontstaan het, wat al oor 2000 jaar baie kontroversie veroorsaak het. Daar was al baie moeilike en wrede en harde werkswyses van die kerk, en ek sê dit in aanhalingstekens, want eerstens het die kerk lidmaatskap gebruik, en ek praat van die vroeë kerk, na 300 na Christus, toe Konstantin die kerk veramptelik het die kerk lidmaatskap gebruik om mense met vrees te motiveer. Hulle sou jou insluit of jou uitsluit, en as jy uitgesluit is, dan was jy volgens hulle verlore. Hulle het ook die reg voorbehou wie mag nagmaal gebruik en wie mag nie. Nagmaal was op sigself 'n baie gruisame werktuig binne die kerk oor die eeue om mense te kastei en mense by te kom. Nou sit ons daar in kamer 21 is op die 2de vloer van teologie, en ons kuier lekker oor nagmaal, en wat moet en wat mag nie, en hoe kyk ons na die nagmaal, en ek bedoel ons almal ken en verstaan dat daar oor die eeue 'n taamlike houvas was. Ek dink ek wil net weer so teruggaan voordat ek na die teologie fakulteit toe kom. In 1517 toe Martin Luther die 95 stellinge teen die Witteberg Kasteelkerk se deur gaan vaslaan en sê die kerk beskik nie oor die mag en die autoriteit en die gesag en die mandaat om sonde te administreer nie, toe kom daar 'n wonderwerk. Die protestantse kerk het sy ontstaan onder Martin Luther in 1517. 1523 is daar 'n groot onderonsie. Want wat gebeur het in die kerk, was dit so gewees dat binne die Rooms-Katolieke kerk is daar geleer dat net die priester of die vader mag aan die brood vat of aan die wyn raak, want wanneer hulle gebid het, dan dit verander in die bloed van Jesus en in sy liggaam, en dan is dit heilig, en gewone mense mag nie aan dit vat nie.
Wie van julle het al 'n katholieke mas bygewoon? Jy raak nie aan daai brood nie. Daai priester sit hom maar op jou tong. Die kerk het iets wat Jesus eintlik as die grootste simbool van sy liefde en sy genade, het die kerk kom kaap. Nou luister gou net so 'n bietjie na die denkwyse. Dink so 'n bietjie. Binne die Rooms-Katolieke kerk mag net die priester of die vader aan dit vat, want die ander is nie heilig genoeg nie om aan die liggaam van Jesus te vat. Kan jy jouself indink? Ek wil staan daar nie in Johannes 1 vers 12 aan almal wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. So wat is die verskil tussen 'n priester, 'n paus, 'n vader en 'n kind van God? Wat maak daardie persoon soveel belangriker? Nou, daar in kamer 21 van die teologiefakulteit begin ons gesels oor die nagmaal, en die nagmaal is 'n wonderlike gesprek, en daar is uit die aard van die saak, is daar binne die gereformeerde tradisies 'n kerklike tradisie wat sê, die nagmaal mag nie bedien word as daar nie ouderlinge teenwoordig is nie. Dis hulle kerkwet. Nou ek weet nie, in die Bybel was die teks wat sê dit is hoe dit moet werk nie, maar dit is die tradisie wat opgebou is, want die nagmaal is heilig en daar moet ouderlinge wees. Daar is binne die kerktradisie, die protestantisme, sekere gemeentes wat sê die nagmaal kan slegs aan lidmate bedien word wat voorgestel en aangeneem is. Anders mag jy nie deel hê aan hierdie tafel nie. En dan moet dit vooraf gegaan word met die nagmaalformulier. Dis 'n baie belangrike stuk informasie wat gelees word, sodat almal moet verstaan waaroor die nagmaal gaan. Nou dit is goed en wel. Maar as ek die woord van die Here lees, dan sien ek geen wonder hulle het Jesus gekruisig nie. Want hy het al buite die lyne opgetree, wat sy eie instelling aanbetref, wat die kerk later gebuig en verkrag het Jesus alreeds buite die lyne van al hierdie reëls en regulasies opgetree. En as jy wil sien waar staan dit, gaan lees Johannes 6, die vermeerdering van die brode. Nadat Jesus die brood vermeerder, kom hy en hy stuur die disippels na die ander kant toe, dis die gedeelte waar hy op die see geloop het, op die water geloop het, en 'n klomp mense soek hom, en hulle kry hom, en hy sê vir hulle, julle soek my nie, omdat julle die tekens gesien het, dat ek die Messias is nie, maar julle soek my, omdat julle verniet brood geëet het. Dit is, in die antieke kerkwêreld was dit so, as jy nie 'n kerklidmaat was nie, sou die kerk nie na jou uitgereik het met maatskaplike sorg en diens nie. Jou kind sou nie kon skool toe gaan nie. Daar was soveel mag en beheer uitgeoefen. Gaan lees dit maar op. Dis in die kerkgeskiedenis. En dan sien 'n mens hoe dat Jesus praat oor Moses, en hy praat oor die manna wat God uit die hemel uit laat reën het, die brood van die engele, en dan sê hy vir hulle, weet julle wat? Julle vaders het van hierdie brood geëet en hulle het weer honger geword. Maar ek is die brood van die lewe. Wie van my eet, sal nooit honger word in der ewigheid nie. En dan gaan hy verder in Johannes 6. Johannes 6 is 'n lekker lywige hoofstuk. Dan bied hy dit vir hulle aan. En weet jy wat? Dis nie binne kerkmure nie. Ek weet nie of daar ouderlinge was nie. Ek lees nie van 'n nagmaalformulier nie. Hy sê, weet julle wat? Julle moet my bloed drink en my liggaam eet, en dan gaan julle deel hê aan my. Hier is dit, vat, kry. En weet jy wat gebeur daar? Die Jode sê, joh, hierdie is harde woord. En hulle draai om en hulle is weg. En Jesus sê vir die disippels, wil julle nie ook mag gaan nie. En vanoggend wil ek vir julle sê, familie, daar in kamer 21, in die teologiefakulteit het ek gesê, toe hulle by my kom, vir my sê, hoe sal jy met die nagmaal
omgaan. Toe sê ek, dit is nie my kerk se voorbehoud nie, en dit is nie, maar dis hoe ek daarna kyk. Ek sal vir my 'n moonbag kry, of 'n earthbag, en as dit nagmaal is by die kerk, gaan ek 'n bietjie van daai goed inpak. En môre waar ek gaan, as daar seer is, as daar stikkend is, as daar huweliksstres is, as daar siekte is, dan gaan ek vir mense sê, eet, dit is sy liggaam, drink, dit is sy bloed, hy het vir jou aan die kruis gesterf, hy is lief vir jou. Maar daai oë het so groot geword. Hulle het my so gekyk. Wat van die formulier? Wat van die ouderlinge? Wat van lidmaatskap? Wat van dit? Weet jy wat? Toe Jesus aan die kruis gehang het, het hy nie vir kerklidmate aan die kruis gehang nie. Hy het vir sondaars aan die kruis gehang. En dis die goeie nuus. Dis die goeie nuus. Die oomblik wanneer die kerk alleen eienaarskap of eiendomsreg of besitreg wil neem oor iets wat Jesus in is, dan gaan hulle groot antwoorde moet gee eendag. Want dit is sy liggaam en dit is sy bloed. En Romeine 5 vers 8 ken julle nou al by die tyd uit julle kop uit. Want hierin het God sy liefde aan ons bewys dat hy vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Die nagmaal is die grootste evangelie boodskap wat daar ooit kan wees. Inteendeel, dink ek moet ons een Sondag nagmaal op Pick n Pay se parkering hou en sê, wie wil kom eet en wie wil kom drink? Hy het vir jou aan die kruis gesterf. God het nêrens hierdie konsep van die kerk, is hierdie kasteel wat hierdie goed moet toesluit en bewaar op so 'n wyse dat dit nêrens uitkom nie. Nee, Jesus sê, gaan maak disippels, vat hierdie evangelie, vat die goeie nuus. Nou, julle sal dink as dit die inleiding is, dan gaan dit 'n lang preek wees. Hierdie is die afsluiting. Ek lees vir julle die gedeelte uit Lukas 14 uit, en ek wil hê julle net bietjie hoor wat hier gebeur, want eintlik hoef 'n ou nie Grieks of teologie te studeer nie, jy kan net hierdie storie vir jouself, en jy kan eintlik die storie van die begin af lees, waar Jesus aan huis was van 'n owerste van die Fariseërs. So dis nou een van die hoofmanne met al die range en al die badges, nê. En hy het saam met hulle gegaan om brood te eet op die Sabbat, dis Lukas 14 vers 1, en hulle het hom in die oog gehou. Eintlik wat daar staan, hulle het hom fyn dopgehou. Hulle het nog gekyk wat hy gaan doen. En daar was voor hom 'n man wat water gehad het. Ek weet nou nie of dit hartversaking, of sy liggaam vog teruggehou het nie, ek het dit nie gaan navors nie. En Jesus het gespreek en aan die wetgeleerdes en die Fariseërs gesê, is dit geoorloof om op die Sabbat te genees? Maar hulle het nie geantwoord nie. Toe neem hy hom en maak hom gesond en laat hom gaan. En hy antwoord en sê vir hulle, wie van julle se esel of os sal in 'n put val, wat nie dadelik op die Sabbatdag sal uittrek nie? En hulle kon hom nie daarop antwoord nie. Jesus het so 'n bietjie hierdie ouens se grense geskuif. Dit was wie Jesus was. Hy het nie ingepas in hierdie godsdienstige raamwerkie van sy tyd nie. Dis hoekom hy aan die kruis geëindig het. Nou ek lees vir ons in Lukas 14 vers 12, is 'n bietjie later, hulle is nog steeds aan huis, hulle eet. En hy sê ook vir die man wat hom genooi het, wanneer jy 'n môre of middagete gee, moenie jou vriende nooi of jou broers of bloedverwante of ryk bure nie, sodat hulle jou nie miskien ook eendag weer uitnooi en jy vergelding kan ontvang nie. So ons het mos so verbruikersmentaliteit. Ek sukkel ook daarmee. As iemand iets vir my gee, dan wil ek iets vir hom teruggee. Ons almal sukkel daarmee. En Jesus sê hierso, hy sê, julle moet julle ingesteldheid verander. Moenie iets doen om iets terug te verwag nie. Maar nou spesifiseer Jesus. Hy sê, maar wanneer jy 'n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, krepeles, blindes. Ek wil net hier stop. Wat sê Jesus? Wie moet ons nooi? Kom ek verduidelik vir julle. In die tradisionele Joodse geloof
was dit 'n vasbeslote uitgangspunt. Dat as iemand een of ander siekte, pes of plaag, of blind, of gebrek, of armoede, dan is dit God se straf. Onthou julle Mefiboset, toe Dawid hom nooi, hy was gebreklik in sy voet, en dit was vir die hele koninklike wag vreemd, dat die koning Mefiboset laat aansit aan sy tafel. In Johannes 9 vers 1 lees ons waar Jesus 'n man genees wat blind gebore was. Die vraag wat die Jode hom vra is, wie het gesondig? Hy of sy ouers? Want binne die Joodse geloof was sulke tipe van siektes, hierdie lysie, armes, verminktes, krepeles, blindes, was sondaars. Dit was die uitskotte. Dis hoekom die fariseërs en die skrifgeleerdes gesê het, hy meng hom met die vrate, die wynsuipers, die sondaars, die hoere en die tollenaars. Hy is nie die Messias nie. Maar Jesus sê, wanneer jy 'n feesmaal gee, nooi armes. Nou ek weet nie, vanoggend, hier's 'n feesmaal. As ek vanoggend op een of ander manier 'n bewys moet lewer op grond van wat ek kwalifiseer om te kan aansit aan hierdie feesmaal, dan verklaar ek seker vir sommige met skok, ek het in my menswees geen aanspraak om te kan aansit nie. Ek is te swak. Ek is te blind. Ek kan nie eers God se hartklop altyd duidelik sien nie. Ek is te vuil. Ek kwalifiseer nie. Maar Jesus sê, wanneer jy 'n feesmaal gee, nooi hulle. En hulle sal gelukkig, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie. So gee vir daai wat niks het nie, want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdige. So Jesus sê, eendag sal God my en jou vergeld vir dit wat ons aan hulle doen, wat swak is, wat vuil is, wat sondig is, wat elendig is. Die Here gaan ons daarvoor vergeld. En toe een van die wat saam met hom aan tafel was, dit hoor, sê hy vir hom, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Jy weet, en ek kan my so vir 'n oomblik net so indink, hierdie ou moes een van daai ouens met die range gewees het. Hy moet nou 'n bydrae lewer, verstaan? Jesus het nou hierso so 'n bietjie hulle verbruikersmentaliteit kom deur mekaar krap en sê, moenie al die nooi wat jou gaan terugnooi en wat op jou vlak kan van nooi hulle wat elendig is. En hierdie ou moet net ietsie sê. En ek kan sy stem hoor. Salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Maar Jesus antwoord hom. En nou vertel hy 'n gelykenis. 'n Sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. En weet julle, ek is so opgewonde, want hierdie is 'n groot stelling en dit is 'n profetiese stelling en dit is 'n stelling wat Jesus maak omtrent die maaltyd wat hy kom berei het. Alles was gereed gewees vir die mensdom om hom te kroon as die Messias. Maar God het gegee dat die Jode dit nie kan sien nie en dit nie kan doen nie, want as hulle dit gedoen het, was ek en jy verlore. Die maaltyd was gereed gewees. En dan vers 18, en hulle het hulle almal eenparig begin verontskuldig. En kyk, luister gou na hierdie 3 lewenswerklikhede en dit is nogal heeltemal legitiem. Ou kan eintlik so 'n bietjie begrip het. En hulle het almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste een het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. So ek moet net gaan seker maak, ek het hierdie transaksie
op hande en ek moet net seker maak dat ek nie 'n kat in die sak koop nie. My besigheidsverpligting maak dat ek nie nou, ek het 'n stuk grond gekoop. Ek bedoel, wat sê eetjie nou teen 'n stuk grond? Die ander ene hy het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. So, weer eens 'n handelstransaksie en ek moet nou net eers kyk, het ek nou nie 'n kat in die sak gekoop nie en is hierdie osse wel so sterk soos wat hulle gesê het en gaan hulle kan ploeg en plant. So, bietjie groter as ete. Ek wil 5 osse is 'n oes. Dis 'n plaas, dit is 'n vooruitsig van boerdery, dit is 'n noodsaaklikheid. En die derde ene, ek gaan nou nie te veel daaroor sê nie, vers 20, ek het 'n vrou getrou, nou ek weet nie, moes hy nou net eers besluit of was dit 'n goeie koop of 'n slegte koop nie, maar ek kan vir jou sê, in die Ou Testament is daar gesê, as iemand 'n vrou getrou het, mag hy vir 'n jaar nie oorlog toe gaan nie, so dit was 'n groot en 'n regverdige verskoning. En dan vers 21, daardie diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegt gesê, gaan gou uit in die strate. Hoekom gou? Want die maaltyd is gereed, die feesmaal is voorberei, alles is in plek gebring. Gaan gou uit in die strate en die gangkies van die stad en bring die armes, verminktes, krepeles en blindes. Presies daai wat Jesus vir daai man sê, nooit daai. Nooi hulle. En die diensknegt het gesê, meneer, wat u beveel het is gedoen. En familie, hier is 'n groot boodskap in hierdie volgende 5 woorde. Hy sê, alles is gedoen wat u beveel het. En daar is nog plek. Familie, ons sit hier by 'n feesmaal. En ek wil vir jou sê, ek wil jou nou nie motiveer deur vrees nie, soos die kerk gedoen het nie. Ek is nie ou wat motivation by fear gebruik om mense in 'n rigting te, ek hou baie meer van motivation by love, maar hierdie moet jou nogal angstig en bangerig maak. Maar as jy van hierdie brood eet en van hierdie wyn drink en jy hou dit vir jouself, het jy moeilikheid. Ek wil 'n stelling maak. As jy hierdie groot gebeurtenis van Jesus se kruisiging, as dit vir jou werklikheid geword het, as jy aangesit het, as jy dit gesmaak het, as jy dit geproe het, en jy hou dit vir jouself, het jy moeilikheid. So ek wil eerder vir jou sê, moenie bekommerd wees oor die nagmaalformulier nie. Moenie bekommerd wees oor ouderlinge nie. Moenie bekommerd wees nie. In 2023 kom ou Luther na die reformatie en hy woon 'n diens by waar Zwingli die predikant is en Zwingli gaan staan daar voor en hulle die plek waar die nagmaal bedien geword het 'n altaar genoem waar die priester en die vader alleen aan dit mag vat. En weet julle wat doen Zwingli? Hy staan daar voor nadat hy die woord van die Here gebring het en hy sê, kom Felix, kom hier. Corsie, kom hier. Ek het nou die manne geroep. Hulle het nog 'n bietjie gesukkel met Galasiërs 3 vers 26. Wat sê daar's nie meer man of vrou, slaaf, Griek. Hy het manne geroep. Dennis, kom hier. Dani, kom hier, Gompie, ek weet nou nie, of ja, maar hy sou jou ook seker geroep het daar. Verstaan, so hy roep 'n klomp ouens en hy sê, hoor hierso, ek wil nou nie hê jy moet dit doen nie, Louis, kom hier. Ek wil nie, kom hier, ek wil hê jy moet hier kom, maar ek wil nou nie hê jy moet dit doen nie. Hy sê vir hulle, vat, gaan deel dit uit. Kan jy jouself indink in 'n kerkspasie waar net die priester of die vader aan hierdie brood mag vat, roep Zwingli 'n klomp ouens uit en hy sê, gaan deel dit uit in die gemeente. En weet julle wat gebeur? Luther en Zwingli
is onder onsie, want hoe durf hy dit wat so heilig is, hoe durf hy dit in gewone mense se hande te sit? Weet julle wat vanoggend familie, dat die heiligste, allerheiligste offer wat daar ooit gebring kon word, naamlik die enige gebore seun van God, is in my en jou hande gesit, en ons kan hom uitdra. Ons kan hom verkondig. Ons kan vertel vir die armes, die vermintes, die krepeles, die blindes. Hy is lief vir jou. Hy is lief vir jou. Hy is lief vir jou. Daar is 'n groot geheim. Vrees verander nie mense se lewens nie. Die liefde van God deur die krag van die Heilige Gees verander lewens. En as ek en jy hierdie boodskap in liefde uitdra, en ek wil jou uitdaag die week, sê vir jouself as jy uitstap, wie sal die moeilikste persoon wees, vir wie ek in hierdie week kan sê, Jesus is lief vir jou. Ek praat nie van 'n naam nie, ek praat van 'n karakter, 'n tipe, 'n soort, maar ons kategoriseer. Het julle geweet, by God is daar nie soorte, tipes en karakters, en hy is nie 'n aannemer van die persoon nie. Hy het ons lief, so lief, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Daar is nog plek. Ons weet nie hoe lank daar nog tyd is nie. Daar's 'n ou liedjie wat sê, there's room at the cross for me. En dan sê die tweede refrein, though millions have come, there is still room for one. There's room at the cross for me. As ons vanoggend aansit aan hierdie tafel, dan waarborg ek julle, daar's nog plek. Ek waarborg julle dat as dit gaan oor of ek en jy kwalifiseer, dan doen ons nie. Want wie kan aan hierdie heilige tafel sit? Niemand nie. Nie eers 'n priester of 'n vader nie. Ek moet dalk vir hulle 'n brief stuur en sê, bad vir 'n maand nie. Dan sien jy, jy's 'n gewone mens. Niemand nie. En ek wil afsluit vanoggend, ek het so mooi getuienis of so mooi boodskap, eintlik 'n uittreksel seker van 'n boodskap gesien. Ek weet nie of dit David Jeremiah is nie, ek kan nie onthou nie. Ek is nogal nie groot op preke kyk nie. En hy het gesê, as ek en jy daar by die poort kom, en as dit nou so sou werk, dat daar Gabriel en Michael staan, en ek en jy kom by die poort aan, en hulle sou die vraag vra, hoekom moet ons jou inlaat? En ek en jy sou op enige wyse begin in die eerste persoon, want ek hou verby. Want dit is want hy het vir my gesterf aan die kruis. Want hy het sy bloed gestort vir my. Want hy het sy liggaam uitmekaar uitgeskeur vir my. Want hy het my lief gehad met sy lewe. Want hy het my gekoop, ek behoort aan hom. Want hy, nie want ek nie. Vanoggend kan ons aansit, want hy. En daar is plek. Familie.
Ek dink nogal elke Sondag wanneer daar oop sitplekke is, behoort dit 'n boodskap te wees vir elkeen van ons, daar is plek. Maar wat doen ons met daai boodskap? Nooi ons mense. Gaan soek ons armes, gaan soek ons verminktes, gaan soek ons krepeles, gaan soek ons blindes, en sê vir hulle, daar's plek. Want as ons dit nie doen nie, daai wat die plaas gekoop het in die os, hulle verskonings klink vir my nogal, ou kan daarom aanvaar, dit is groot transaksies, en trou is die perde koopies, so dis groot besluite. Maar wat 'n verskoning gaan ek en jy eendag gee om te sê, daar was plek, en ons het nie genooi nie. Want jy sien, of 1 triljoen siele gered word, of net 10.000, die prys is betaal, en die prys is onberekenbaar groot. En ek en jy loop met die uitnodigingskaartjies. Die grootste evangelisasie aanbod wat daar kan wees vir iemand is, hier's brood, hier's wyn. Dit is die bloed van die Seun van God. Dit is sy liggaam wat vir jou gebeur, hy het jou lief. Wil jy nie jou lewe, wil jy nie deel raak van hom nie, wil jy nie saam eet nie, wil jy nie saam drink nie. So vanoggend daag hierdie nagmaal my en jou uit, hier in die middel, in die hartjie van die winter. Goeie nuus is, September is dit bloeisels, en Augustus is dit bloeisels, en dan raak alles weer groen, dan raak die kerk ook weer lekker voller, en die skoolvakansie is verby, alles raak beter. Weet jy wat, as ek en jy begin uitnooi, as ons begin soek, want die maaltyd is berei, is gereed, is genoeg. Kom ons dank die Here. Vader, baie dankie dat ons vanoggend u hart kan hoor. Here, u hart nie vir invloedrykes, biljardairs, konings, priesters, vaders, eerwaardes, dominees, pastore, weet nie wat nie, leviete, Here, u hart vir die mens. U hart vir gebrokenis, u hart vir verminktes, u hart vir die uitskotte, u hart vir hulle wat vuil is, u hart vir hulle wat niks het nie, u hart, Here, vir 'n verlore gaande wêreld, wat nie besef, daar's 'n maaltyd berei nie. Daar's 'n feesmaal berei. My gebed is vanoggend, Here, dat ons as gemeente, soos goeie diensknegte, in die steegies, in die gangetjies, Here, in die donkerste areas, in die Hielbraus, in die Walletjiestrate, in al haar die dele waar ons dink, daar's nie 'n ouderling nie, daar's nie 'n nagmaalformulier nie, daar is nie, nee, Here, daar die bloed van die lam, het in die laagste gangetjies van menswees, het hy gespoel, en is die uitnodiging. En al wat ons moet sê is, hier is ons. Ons aanvaar dit, ons maak dit ons eie. Here, gebruik ons, stuur ons. Here, en al sou hierdie kerk tot oorlopends toe vol wees, sal daar nog plek wees. Want daar's ruimte vir sondaars en swakkes aan u tafel. Ons sê vir u dankie daarvoor. Dankie Jesus vir u liggaam wat vir ons gebreek is. Dankie vir u bloed wat vir ons gestort is. Here, help ons om hierdie boodskap sigbaar te dra, fisies uit te dra. Here,
Help ons om brood uit te deel en wyn uit te deel, Here. Help ons nie om uitsoekerig te wees nie om transaksioneel te dink, wat kan dit baat, wat se voordeel, dit gaan nie oor wat se voordeel dit vir ons het nie, dit is U wat die prys betaal het, en U het die koste bereken, en ons sê vir U dankie daarvoor, dankie vir die bloed, wat ons skoon was, van al ons ongeregtigheid, van al ons sondes, in Jesus naam, amen. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie tyd saam met ons uitgekoop het, ons waardeer dit opreg. Ons wil julle egter 'n groot guns vra, gaan like en volg ons op sosiale media, sodat julle nie uitmis nie. En dan as jy wil weet hoe jy betrokke kan raak by die Therapia familie, gaan na ons webblad by therapia.co.za. Daar sal jy al die inligting kry wat jy nodig het. Ons missie is om siele te wen vir die koning van alle konings. En so ons nooi jou uit, word deel, word betrokke as jy in die omgewing is, kom kuier. En van ons kant af, wees so geseënd en baie liefde van die Therapia familie se kant af.